Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie pragtige Dinsdagoggend. Ja, ons is regtig bevoorreg dat ons 'n baie mooi oggend hier by ons het. Ons gaan voort met Johannes 10 en ons lees nou vanaf vers 22. In daardie tyd het die fees van die tempelwyding in Jerusalem plaasgevind. Dit was winter en Jesus het op die tempelterrein rondbeweeg in die pilaargang van Salomo. Die Jode het toe hom saamgedrom en vir hom gesê: "Hoe lank gaan u ons nog in onsekerheid hou? As u die Christus is, sê dit openlik vir ons." Jesus het hulle geantwoord: "Ek het dit vir julle gesê, maar julle glo nie. Die dade wat ek in die naam van my Vader doen, dit getuig van my. Maar julle glo nie, omdat julle nie van my skape is nie. My skape luister na my stem, en ek ken hulle, en hulle volg my." Jo, vriende, ons lees tot sover. Onthou nou, die hele gedeelte het ons begin by die hele ding dat Jesus sê, hy is die goeie herder. En daar het gesprekke plaasgevind en nou is dit hierdie hele ding van die Jode wat vir hom sê nee, maar hy hou hulle aan 'n lyntjie. Dan sê Jesus nee. Ek het dit al vir julle gesê en ek doen goed wat dit bewys, maar julle wil dit nie hoor nie. En julle wil nie glo nie. En dan, dit moet vir die Jode 'n verskriklike ding gewees het. En onthou, hulle hele verstaan was dat hulle is die uitverkore volk van God. En hier kom Jesus en sê, weet julle hoekom glo julle nie? Want julle is nie van my skape nie. Joh, dit moes vir die Jode 'n verskriklike ding gewees het om te hoor. En dan kom sê Jesus 'n ding oor sy skape. 3 goed wat oor Jesus se skape gesê word. Die eerste een is, hulle luister na sy stem. Sy skape herken sy stem. Hulle weet wanneer dit hy is wat praat, en hulle luister. Dit is baie belangrik dat ek en jy ook bid vir 'n gees van onderskeiding. Dat ons weet wanneer dit Jesus se stem is, né? Die tweede ding wat gesê word oor sy skape, is hier 'n ongelooflike mooi ding wat Jesus sê, ek ken hulle. Jesus ken sy skape. Hy ken elkeen van ons diepste geheime, ons diepste menswees, ons diepste worsteling. Jesus ken dit. En die derde ding wat oor sy skape hier gesê word is, hulle volg my. Gelowiges, Christene, skape van Jesus, volg hom. Ons is volgelinge van Christus. Dis al wat ons probeer wees, al wat ons wil wees. Dis letterlik ons lewens uitkyk en ons lewensvisie, dat ek wil vir Christus volg. Amen. Here almagtige God, baie dankie ook vir hierdie woorde. En ja, Here, ons wil kom bid dat ons regtig u stem mag hoor. Dat ons u stem sal herken ook. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.